Amen, dankie Manny, kom ons sluit ons oor vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg vanmôre om hier saam te wees. Dankie vir die groot liefde vir elkeen van ons. Dankie vir die kosbare woord. Ons maak ons harte nou oop om te ontvang dit wat U wil deponeer in ons innerlike mens. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Ja, welkom almal. Die titel van my boodskap vanoggend is die bewussyn van volmaaktheid. Die bewussyn van volmaaktheid. En ek lees met oopmaak by Jesaja, hoofstuk 54. Jesaja 54, gaan ons lees van vers 9 af. Hy sê daar, soos in die dae van Noag is dit vir my, soos ek gesweer het, dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie. So het ek gesweer, dat ek nie op jou toornig sal wees, of jou sal dreig nie. Want berge, en hy praat met ons, as die kerk, want berge mag wyk, en heuwels wankel, maar my goedheid sal van jou nie wyk, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Nou net daar, het jy al klaar woord, wat lynreg kom teen tradisie, dat die Here die een is wat jou toets, en jou onderwerp aan negativiteit. Jy weet, want hy praat hier van 'n vredeverbond. So dit beteken 'n verbond is 'n covenant, dit is 'n kontrak in bloed gesluit, dat God is in vrede met jou. God is tevrede met jou, en hy is in vrede met jou. En geen slegte negatiewe ding wat in jou lewe mag gebeur, het hy enigiets meer te doen nie. Hy is goed. Die Bybel sê God is goed. Hy is volmaakte goedheid. So die vloei van goedheid kom van hom af. As iets in jou lewe gebeur wat nie uit die vloei van goedheid is nie, dan kan dit nie die Here wees nie. Want al wat uit hom kan kom is goedheid. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedheid sal van jou nie wyk. Hy kan niks anders doen as goed nie, want hy is volmaakte goedheid. My vredeverbond nie wankel nie. Die Here is nie kwaad vir jou nie, en kan nie kwaad wees vir jou nie. Amen. Hy het 'n vredeverbond met jou. Hy is jou ontfermer. Die een wat hom ontferm oor jou. Jy ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste. Kyk, ek lê jou stene in suurklei, en ek grondves jou in safiere. En jou borswerings maak ek van rubyne, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmuur van edelgesteentes. Asof die Here vir ons sê, word wakker. Word wakker. Kyk wie ek is. Kyk wat ek wil doen in jou lewe. Hou op om tevrede te wees met alles wat gebeur. Want mense aanvaar alles wat die Satan doen as God. In Spreuke staan daar 'n versie wat sê 'n mens deur sy eie dwaasheid beleef negativiteit in sy lewe, en dan beskuldig hy die Here daarvan. En al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Jy sien, hy praat tweerlei, hy praat van ons fisiese kinders, maar hy praat ook van primêr van die geestelike kinders. So die kinders van die Here. Nie al die kinders van die Here se vrede sal groot wees nie. Net die wat hulle laat leer. Kyk wat staan daar. Jou kinders sal deur die Here geleer wees. So die wat hulle laat leer. Amen. Die wat jy is vanoggend. En dit is nou getemp om te sê, né? Maar die wat jou oopmaak om te leer, skep 'n geregtigheidsbewustheid, en dit skep vrede. Dit bring iets in jou. Dit doen iets in jou innerlike wese. Dan sê hy, deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. Die Amplified sê hom so duidelik, hy sê, you shall establish yourself in righteousness. Wie is dit? Die kinders wat hulle laat leer. Dis die konteks. Al jou kinders sal deur die Here geleer wees. So die kinders wat hulle laat leer, sal hulle self grondves in geregtigheid. Hulle sal geregtigheid, they will establish themselves. You shall establish yourself in righteousness. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. Jy sien, om jouself te in te grawe, so te sê, jouself in te grawe in 'n geregtigheidsbewustheid, maak dat jy volkome beheer oor jou gedagtes het. Hoe meer beheer jy kan hê oor jou gedagtes, hoe meer vry is jy. Dit is wat jou sielsdimensie, jou gedagtes, 'n siel wat verlore is, beteken die persoon het nie beheer oor hulle siel nie. As jy nie beheer het oor jou siel nie, het jy nie beheer oor jou gedagtes nie. En die vyand gaan gedagtes bring van negativiteit, en hy is die aanklaer, né? En ons almal gaan daardie gedagtes kry, maar die vraag is, wat doen jy met daai gedagtes? Wat dink jy oor jouself? Wat laat jy jouself toe om te dink oor jouself? Wat laat jy jouself toe om te dink oor ander mense? Wat laat jy jouself toe om te dink oor God? Amen. Jou gedagtes is baie belangrik. You shall establish yourself in righteousness.
You shall be far from even the thought of oppression or destruction. Kyk, die Satan wil altyd gedagtes bring van verwoesting. For you shall not fear. And from terror, for it shall not come near you. Nie is die gedagte nie. Jy het volkome beheer, jy verwerp die gedagtes. Jy leer om met gedagtes te deel. Jy kan nie suksesvol wees in die koninkryk van God as jy nie leer om met gedagtes te werk nie. Ons leer hoe om met gedagtes te werk. Party mense leer om met geld te werk en dis goed. Maar ons moet leer om met gedagtes te, dis nog belangriker. Met leer om met gedagtes te werk. Nou gaan ons terug na Jesaja 32 toe. Jesaja 32 vers 17. En die werking van geregtigheid sal vrede wees. En die voortbrengsel van geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. Die Amplified sê, and the effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Dit is hoekom ons ons moet ingrawe in geregtigheid. En dit is nie genoeg om net te weet van geregtigheid nie. Dit is ook nie genoeg om net die openbaring te hê van geregtigheid nie. Jy moet jou ingrawe daarin. Dit beteken, jy moet dit oor en oor, dis wat meditasie is. In 'n mate mediteer ons volgens, want ons ken hierdie boodskap, maar ons moet hom mediteer, ons moet hom herhaal en herhaal en herhaal, dat hy van verskillende kante af in ons kan inkom, sodat dit so in ons vasgemaak is, dat wanneer die lewe gebeur met al sy dinge, dan kan hy ons nie skud nie. En dan kan die lewe ons ook nie skud. Jy sien, dit is wat so snaaks is nou, dit is die ding wat die Here sê, as die lewe jou nie kan skud nie, dan kan hy jou nie skud nie. As die lewe jou kan skud, sal hy jou skud. As jy jou nie laat skud nie, kan jy nie geskud word nie. Amen. Dis nou nie ek wat dit vir jou sê nie, dis die Here. As jy jou nie laat skud nie, kan jy nie geskud word. Halleluja. The effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness, quietness and confident trust forever. Ons weet, ons is nie geregtig omdat ons alles reg gedoen het nie. Die geregtigheid wat ons het, is nie 'n geregtigheid wat jy kry omdat jy alles reg gedoen het nie. Amen. Nee, ons is nie volmaak omdat ons volmaak is nie. Ons is volmaak want hy deel sy volmaaktheid met ons. Halleluja. Om geregtig te wees, is om volmaak te wees. As iemand vir jou sê, dink jy jy's volmaak? Teken dit bly kinders met mekaar of jy hoor mense sê die een dink jy jy's volmaak? Dink jy jy's volmaak? Wat is jou antwoord? Yes. In Jesus is ek volmaak. Hy's nie oop hierdie ou nie. Maar in Jesus is hy volmaak. Om 'n geregtigheidsbewustheid te hê, is om 'n volmaaktheidsbewustheid te hê. Die bewussyn van volmaaktheid. Amen. Jesus maak my vol. Dis is hoekom ek volmaak kan wees. Romeine 5 vers 17 sê vir ons, want as die gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang in hierdie lewe eers deur die een, Jesus Christus. So ons sien, ons gaan ook in die Amplified lees, maar ons sien daar dat geregtigheid is 'n geskenk. Ek kry dit die dag as ek wedergebore word. Dit kom saam met wedergeboorte. Dit is nie iets wat ek te doen het met hoe goed ek perform nie. Hierso in die King James, for if because of one man's trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness. Hoor daar mense, dis 'n free gift. En in die gees kry jy daai free gift. Maar in die gees is daar net een manier hoe ek kan ontvang, is deur geloof. Ek moet daai free gift vasmaak. En ek kan die vlak bepaal van my geloof, as ek die vlak bepaal van my geregtigheidsbewustheid. My vlak van geregtigheidsbewustheid kan op en af gaan, na gelang van hoe vas ek dit maak in my. Jy sien, dit maak nie 'n verskil aan hoe geregtig ek is nie. Ek is volmaak geregtig, maar ek kan toelaat dat die duiwel die openbaring steel. Ek kan toelaat dat daar gedagtes in my kop begin broei van onvolmaaktheid en van tekort, of ek kan dit vasmaak in my. Ek is die geregtigheid van God in hom. Nou sê hy, and the free gift of righteousness, putting them into right standing of God, reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah. Nou, jy sien die geregtigheid is 'n geskenk, maar geregtigheid bepaal jou stand in die geestelike riem. Dis wat geregtigheid doen. As ek geloof wil beoefen, as ek wil eerstens na die troon van God toe kom, as ek wil ontvang van die Here af, dan is dit bepalend wat my stand is wanneer ek kom. As jy elke gebed wat jy bid begin met, o Here,
wees ons arme sondaars genadig, of so iets, dan beteken dit jy het nog nie 'n geregtigheidsbewustheid. Jy het nog 'n sondebewustheid, wat jy van ontslae moet raak. Dit bepaal jou stand, dit bepaal die posisie van waaruit jy leef. Jou geregtigheidsbewustheid, jou geregtigheid bepaal die posisie van waaruit jy leef. Dit bepaal jou stand in die geestelike riem. Hoe kom jy voor die Here? Kom jy as die geregtigheid van God, dan kan jy met 'n oop gesig kom. Dan kan jy met breë skouers kom. Dan kan jy met 'n regop kennetjie kom. En jy kan kom met wat die woord sê, vrymoedigheid. Dis wat die Here beïndruk. Dit is geloof. Geloof is nie 'n gekerm nie. Geen man of vrou van geloof was ooit 'n kermraar nie, wat ons sê, 'n kermdige mens nie. Amen. Hulle was vrymoedig. Hulle was vrymoedig in die aangesig van teestand. Hulle was vrymoedig in die aangesig van die Here. Vrymoedig. Nou, Romeine 14 vers 17, ons is nou bekend Romeine hier, sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Party mense sal so opgewonde raak, neem die Here aan, hulle dien die Here, maar dan sal die vyand enigiets doen om van koers af te bring. Hulle sal begin om die koninkryk te sien as iets van spys en drank. Jy kry dit, vandag nog. Hulle sal maar sê, man, eet jy vark? Goed, ek eet nie eintlik vark nie, ek is baie lief daarvoor nie, maar ek weet, ek is nie onder die wet nie, okay? Daar is nie 'n wet wat sê ek kan nie vark eet. Sê met my, ek weet, is waarskynlik nie baie gesond, maar die Here sal 'n rede gehad het hoekom hy dit geklassifiseer het as 'n onrein vleis, né? So as ek nou by jou gaan eet, jy het 'n vark ribbetjie gebraai, dan gaan ek nou nie sê, o nee, ek gaan saam met jou eet, maar ek gaan dit nou nie as plus koop en so verstaan, maar daai goed het niks te doen met die koninkryk van God. Dis spys en drank. Nou Paulus sê dit, hy sê, man, ek weet, ek sal in 'n afgodstempel inloop, ek wat Paulus is, en daar gaan sit en eet. Want ek weet, daar's net een God. En hierdie afgod is niks nie. O, nou party mense sê, "Wo, Paulus is gaan 'n bietjie ver." Jo, daai goed is geoffer aan 'n afgod. Paulus sê dit pla my nie. Ek sal inloop en dit eet. Maar miskien is nou 'n broer wat my gaan sien en die broer gaan beswaar word en dan gaan ek ter wille van die broers laat dit nou nie doen nie, jy weet. Maar dit is hoe hy gevoel het oor die goed. Hy het hom nie laat bind deur wette en reëls en goeders nie, want dit was alles 'n voorafskaduwing tot waar ons nou is. Jy weet? En kyk vir Petrus daar toe hy die visie kry met Cornelius te gaan praat op die dak. Die droom, die visie wat hy gesê het van die onrein diere. En die Here sê vir hom, "Staar op en eet, slag en eet." En hy sê, "Nee, Here, nou papa, ek is rein Jood. Ek gaan nie daai vark slag eet." Die Here sê vir hom, "Moenie onrein doen wat ek rein." Jy sien, so ons kan maklik gaan in hierdie wette en spys en drank. Waar moet ons konsentreer? Waar moet ons konsentreer? Ons moet konsentreer op wat die koninkryk werklik is. Kom ons lees weer. Want die koninkryk van God is nie spys en drank, nie dat jou klem maak nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So my eerste vraag is, hoe sterk is jou geregtigheidsbewustheid? Amen. Hoe sterk is dit? Hoe sterk bou jy dit in jou in? Bou dit in, herhaal dit. Jy kan dit nie te diep inbou nie. As jy iemand sien wat goed is in 'n sport, jy sien die Springbokke rugby speel, en hulle wen al die ander spanne in die wêreld. Hoe kry hulle dit reg? Hulle begin by die basics. Die span wat gaan wen is die span wat die basics die beste doen. Hulle balhantering is die beste. Amen. Hulle skrim tegniek is die beste. Daar was 'n bekende voetbalcoach in Amerika gewees wat baie Super Bowls sy spanne gewen. En as hy die seisoen begin het met die span, en dis professionele voetbalspelers, verstaan, dit is hulle lewe. Dan gaan staan hy voor hulle met 'n voetbal in sy hand en sê, "Gentlemen, this is a football." Hy begin by die basics. Hy sê, "Wat op aarde sal jy nou vir professionele voetbalspelers sê, gentlemen, this is a football." Maar dit is waar jy begin. So dis hoekom ons nooit gaan wegkom van geregtigheid af. Ons kan nie dit te diep inbou en ons moet besef dis 'n fundamentele ding. Dit is die borsharnas van geregtigheid. As jy 'n kraak gaan maak in jou harnas, dan is daar 'n kans dat jy 'n pyl in die hart kan kry. En ons gaan nie daai kans ooplaat nie. Ons gaan hierdie bewustheid van geregtigheid supersterk in ons inbou. Nou Romeine 5, en jy moet huis toe gaan en wat moet jy doen? Jy moet dit mediteer. Dit help nie hoor net een keer 'n week het nie. Jy moet hierdie versies vat een versie
en begin dan mediteer. Skryf hom neer op 'n kaartjie, vat hom saam met jou, sit hom in jou sak of in jou handsak of waar, lees hom so nou en dan. Net so nou en dan. Dis al wat nodig is. Nie ure nie, maar net so nou, bring dit net weer terug in jou bewus. Dink 'n bietjie daaroor. Romeine 5:1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede met God. Hy sê presies dieselfde weer, kan jy sien? Regverdig, vrede. Regverdig, vrede. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Dis geloof, man. Dis geloof. Ek glo dit. Ek vat dit. Ek voel nie of ek noodwendig of ek die geregtigheid van God is nie. En partykeer lyk ek nie of ek die geregtigheid van God is nie. Maar ek is dit. Want ek glo dit en ek vat dit. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Die oorspronklike sê, geniet ons vrede met God. Wat is daar op die aarde wat jy meer kan geniet as vrede met God? Mense het nie vrede met God nie. En wat hulle nie vrede met God het nie, is hulle in 'n wroging. Ons geniet vrede met God deur ons Here Jesus Christus, die gesalfde een. Ons Here Jesus, die gesalfde een. Dis die letterlike Grieks. Ons geniet vrede met God deur ons Here Jesus, die gesalfde een. Waarmee is hy gesalf? Lasverwyderende, jukvernietigende krag. Hy's gesalf dan. As jy 'n las het, Jesus is gesalf om jou las weg te kry. Gaan na hom toe. Deur wie ons ook, hierdie Jesus, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade. Ek het daar geskryf posisie van guns. Toegang tot 'n posisie. Hy praat van 'n posisie. Ek staan voor hom in 'n posisie. Die posisie waar ek moet staan as ek wil ontvang, kan nie 'n posisie wees van verdienste nie. Ek moet baie besop daarvoor. So hier is ek nou getroue diensknegt van die Here al die jare en ek kry 'n behoefte of 'n nood. Ek moet die temptasie weerstaan om terug te val op my rekord. Hoe groter en beter my rekord is, hoe minder moet ek terugval daarop. Dis wonderlik dat jy 'n rekord het, maar moenie terugval daarop nie. Moenie gaan staan op grond van jou rekord nie. Mense raak, ek het 'n buurman gehad op die plaas en hy was hom redelik nie baie goed geken nie, maar 'n paar keer met hom interaksie gehad. 'n Goeie man. En hy het 'n klomp keer goeie dinge gedoen. Jy weet, hy het skole gebou vir die werkers, allerlei goeie dinge gedoen. En toe word hy gediagnoseer met kanker. En ek kon sien dat hy aanstoot geneem het teenoor die Here, omdat al die goeie goed wat hy gedoen het, laat die Here toe dat hy kanker kry. Dis wat in sy kop aangegaan het. Verstaan? Hoe kan die Here dit toelaat? Na alles wat ek vir hom gedoen het. Ek van alle mense wat al hierdie goed gedoen het. En dit is net 'n misverstaan van die realiteite van die woord, want die Here het niks daarmee te doen gehad. Inteendeel, dit was die duiwel gewees. En jy sien, die duiwel is in die geestelike riem. Hy kan ook sien in die geestelike riem. En normaalweg sal 'n toets in jou lewe van die vyand afkom wanneer die Here jou wil na 'n volgende vlak toe vat. Hy sien die Here maak reg om jou 'n deurbraak te gee. En die Here doen dit omdat hy lief is vir jou. Wil hy vir jou 'n deurbraak gee in jou finansies, wil hy vir jou 'n deurbraak gee in jou verhoudings of wat ook al van jou bediening. En op daai oomblik sal die vyand 'n toets bring, want hy probeer jou laat terugval in die vlees, dat jy nie deur daai oop deur kan loop en die Here oopgemaak. So as jy net eers sien wat die toets kom nie van die Here af nie, dis nie die Here se wil nie, dis nie sy plan nie, hy het niks mee te doen nie, dis nie vloei van goedheid nie. Dan weet jy om te weerstaan. Right, hierdie aanslag, nie die Here. Hierdie aanslag is van die vyand. En hy is 'n oorwonde vyand en Jesus is in my. En hy is groter as die vyand, en hy is groter as die wêreld, om dit te oorkom. So vanoggend gehoor, niks is onmoontlik by God. So omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons, want geniet jy vrede met God. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry tot hierdie posisie van guns waarin ons staan, en ons roem. So wat, jy doen iets terwyl jy staan. Die roem is 'n bietjie ou woord. Ek het daar geskryf, ons verheug onsself. So as jy staan, moet jy vreugde vrystel. Dis wat hy sê. Roem klink so 'n bietjie, hy sê, gaan staan en dan moet jy iets doen. Wat het Paulus gedoen in die tronk? Vreugde vrygestel. Amen. Wat sê Jakobus ons in Jakobus 1? Broers, verbly julle. Wanneer? Wanneer jy 'n aanslag beleef. Hoekom? Nie omdat jy 'n masochist is nie. Amen. Nee, want die verbly kry jou uit die toets uit. Dis jou pad, die pad uit die woestyn is geplavei met vreugde. Amen. Want vreugde is 'n geestelike mag, is 'n geestelike krag wat jy vrystel. Ons verheug onsself, ons in die hoop op die goedheid van God. Die heerlikheid van God is die goedheid. Dis sy goedheid. So ek weet, ek is onwrikbaar op die feit dat God is goed. Dat hierdie toets nie van hom afkom nie.
Ek het geen twyfel nie. En ek weet sy goedheid is my redding. Sy goedheid is wat my hier uit gaan kry. Maak nie saak wat die vyand beplan het vir my, maak nie saak hoe lank die vyand al geskiem het teen my lewe, om my te bind en klein te hou en hierdie posisie te hou nie. Ek kan myself daaruit verheug. Ek kan myself daaruit kry deur geestelike krag vry te stel. Maar ek moet begin uit my posisie van geregtigheid. En dan gaan staan ek wat die geregtigheid van God is, gaan staan voor hom in 'n posisie van guns. Hoe anders kan ek staan as ek geregtig is? As guns. Geregtigheid bring guns. Daar's niks om nie guns oor te hê as jy die geregtigheid van God is nie. En wat doen ek? Ek verheug my. As ek my verheug in die hoop, dan beteken ek verheug my in die prent. Onthou wat Abraham vir ons geleer het, net die vorige hoofstuk. Hy het gesê hoop is 'n prentjie. Hy het gesê Abraham het teen hoop op hoop geglo volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Hoe? Soos die sterre van die hemel, wat is dit? 'n Prentjie. Die sand in die seestrand is nog 'n prentjie. So jy sien dit in jou innerlike mens, sien jy jou genesing. Jy sien jou deurbraak. Jy sien die belofte, jy vat die belofte en jy sien dit. En dan begin jy sê halleluja. Prys die Here. Dankie Jesus. Halleluja. Ek sien myself perfek gesond. Ek sien myself perfek genees. Halleluja. Dankie. Geregtigheid is dit wat die bloed van Jesus vir jou gekoop het. Dit is wat die bloed van Jesus vir jou gekoop het. Dit is nie goedkoop gekoop nie. Dis duur gekoop. Dit het sy bloed gevat om jou geregtigheid te koop. Niks wat jy kan doen, kan byvoeg of wegvat daarvan nie. Dis gekoop met die bloed van Jesus. Jy moet dit net vat. Jy moet dit vasmaak. Deur sy bloed laat hy my deel. Luister nou mooi hierso. Jesus, deur sy bloed, laat hy jou deel in die stand wat hy het. Halleluja. Jesus laat jou deel in sy stand deur sy bloed. Jy deel in die stand van Jesus. Dink aan toe Jesus op die aarde gewees het. Hy het vanuit 'n stand beweeg. Vanuit 'n posisie in die gees het hy beweeg. Nou laat hy sit jou daar. Deur geloof kan jy soos Jesus wees. Luister hier, deur sy bloed staan ek op die plek waar hy staan. Sê saam met my, deur sy bloed staan ek op die plek waar hy staan. Deur sy bloed, sê saam, deur sy bloed sit ek op die plek waar hy sit. Is dit skriftuurlik? Amen. Efesiërs 2. Amen. Deur sy bloed staan ek op die plek waar hy staan. En deur sy bloed sit ek op die plek waar hy sit. Kom ons gaan na Hebreërs 10 toe. So ons doel is om elke greintjie van sondebewustheid uit ons uit te kry. Ons doel is om bonatuurlik te vergeet. Dit is absoluut, en dis wat Paulus gesê het, ons gaan weer kyk na Filippense 3, onthou julle, waar Paulus gesê, daar's een ding wat ek ontdek het, wat ek gevind het, hy sê, apprehended. I count myself to have apprehended but one thing, forgetting. Een van Paulus' groot openbaring was, forgetting. Een van jou groot openbaring moet wees, vergeet. As die Here iets vergeet, wat maak jy daarmee? Dan gee jy nie eer aan die bloed nie, né? As die Here dit vergeet, dan moet jy dit vergeet. Bonatuurlik vergeet. Hy wil jou delete button druk. Jy moet jou delete button oopmaak, dat die Here hom kan druk, dat jy kan vergeet wie jy was. Hebreërs 10 vers 1, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie. En daar praat ons weer van 'n beeld, né? En die gees is beeld, dit wil jy sien. Kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Dis hoekom ons titel vandag is die bewussyn van volmaaktheid. Kom uit die woord uit. Dit kon nie hulle na volmaaktheid lei. Hoekom? Want die offer was nie volmaak nie. Al manier is 'n volmaakte offer te kry. Jy kan nie sê die offer is volmaak en dan kan vaar die offer, maar ek is nie volmaak nie. Dan aanvaar jy die offer nie. Amen. Jy kan nie halfpad gaan met dit. Nou vers 2. Anders, as hulle so offer kon kry, sou hulle opgehou het om geoffer te word. Ek bedoel, waarvoor is dit dan nog nodig? Omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het. Dis die punt wat die Here vir my en jou wil kry. Geen bewussyn meer van sondes. As jy geen bewussyn meer van sondes het nie, dan het jy 'n volmaakte gewete.
Amen. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. En jy kan sien die kontras tussen die twee offers. Die een offer bring 'n herinnering aan sondes. Die ander offer, wat sê Paulus? Een ding het ek gegrasp, een ding het ek reg man, ek vergeet. Jy sien, as mens in die godsdienst groot word, dit is so, ek onthou nog, ek het net by Estel begin kuier, en ek gaan die Sondag kerk toe, saam met haar ouers, en die dominee die preek, en hy maak reg om die wet te lees, en hy haal aan, hy sê, die wet is dis ons terugmeester na Christus toe, en hy stop en hy begin die wet lees, en ek voel duidelik in my gees gaan kyk, en ek maak die Bybel oop, en ek maak hom by Galasiërs oop waar dit staan, ek is nou bly, ek het goeie maniere gehad, as ek net daar commotion gemaak in die kerk, maar daar staan, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe. In Christus het ons geen tug. Amen. Jy sien? Dit is dieselfde met hierdie godsdienst wat sê, baie keer is hulle nagmaal hou, dat hulle sê, herinner jou nou aan jou sondes. Is dit nie waar nie? Dink nou oor dit. Dis tyd om tot inkeer te kom. Jy moet nou dink oor jou sondes. Herinnering. So hulle maak daai offer weer 'n herinnering aan sondes. Totaal lynreg hierteen. Dis 'n kontras. Hy sê maar in die offers van bulle en bokke is daar jaar na jaar 'n herinnering aan sonde. So wat maak die offer van Jesus? Geen herinnering. Gaan weg. Dit bedek nie sonde nie. Die bloed van Jesus bedek nie sonde nie. Dit vat dit weg. Dit bestaan nie meer nie. En in die Ou Testament selfs, in Jesaja, praat die Here daarvan, kyk hy vooruit daarna, dan sê hy, ek onthou nie meer jou sondes. Selfs in die Ou Testament daar gesê, wanneer Jesus kom, ek wipe dit uit. Dis 'n herinnering aan sondes, want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Sien, daar is die groot woord, wegneem. Daarom sê Jesus, toe hy in die wêreld inkom, slagoffer, wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. So dit is die offer, die liggaam. En dan praat hy daarvan om u wil te doen, u wil te doen, u wil te doen. En ons weet die wil van God, Galasiërs 1 vers 3 en 4, volgens sy wil, om ons vry te koop van die teenwoordige bose wêreld. Vry. In vers 10, deur hierdie wil, die wil van God, is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Halleluja, dis sy wil. So kan jy sien as 'n verband tussen om vry te wees en om geregtigheid te vat. Ek moet daai offer vat. Ek moet my vasmaak, want my geregtigheidsbewustheid wat ek in my inbou, bring groot vrede en dit vat my ver van vrees af, ver van selfs gedagtes van vrees, selfs beelde van vernietiging en kort. Dit vat my ver daarvan, want as hy my nie kan daar kry nie, kan hy my ook nie daar kry in die fisiese realm. Romeine 8, daai bekende deeltjie vir ons, ons gaan vers 1 en 2 lees, vers 5 en 6. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou weet ons, hy sê so, wat beteken dit, en wat sê vers 5 en 6 vir ons, om in die vlees of die gees te wandel? Vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, want die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Dan letterlik sê vir ons, wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe. Wat jy gaan dink in jou kop, is 'n saak van lewe en dood. Die gedagtes wat ek toelaat, is 'n saak van lewe en dood. Amen. Dis hoekom ek elke gedagte gevange moet neem. Nou sê hy, die primêre konteks, want daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So watter gedagtes is gees en watter gedagtes is vlees? Gedagtes van veroordeling is vlees en bring dood. Gedagtes van veroordeling kan nie aanvaar word. Want wat val gedagtes van veroordeling aan? Dit val aan jou identiteit. Identiteit. Matteus 4 vers 1 tot 4. Toe Jesus in die woestyn was, tydens sy versoeking. Wat is die eerste versoeking? Satan kom met 'n gedagte. Nou, dit was nie, hy het nie daar gestaan, ons het al dit nou daardeur getrap. Hy het nie daar gestaan met sy vurk en sy ster nie, want hy van die woord sê dit. Die woord sê, Jesus is in elke opsig versoek net soos ons. En ek weet nie of hy al een van julle verskyn het met sy vurk en sy ster, nog nie vir my. So hy kom met gedagtes. En wat is die gedagte wat hy kom, die eerste versoek? Nee, as jy, kyk hoe subtiel, die brood en klip is net bysaak, jy sien, as jy, so hoe het Jesus geweet, hy is die seun van God? Hy moes dit vind in die woord, né?
Hy moes openbaring kry, sy identiteit. Nou kom Satan en sê vir hom, as jy die seun van God is. So waarmee gaan hy na jou toe kom? Presies dieselfde. Is jy seker jy is wedergebore? Vir Bybel het gesê, if the devil tells you, you're not born again, it's a sure sign you are. Amen. So Jesus word op sy identiteit aangeval, maar hy antwoord altyd met die woord. Hy antwoord altyd met die woord, daar staan geskrywe. En dit is wat ek wil hê ons moet huis toe vat vandag. Jy moet ook met die woord antwoord. Antwoord met die woord. Besef, my gedagtes bepaal my toekoms. Wie van julle sien vir jouself 'n blink toekoms? En wie van julle dink is 'n goeie idee om vir jouself 'n blink toekoms te sien? Niemand kan jou stop om 'n blink toekoms te sien nie. Amen. En nou blinker die toekoms wat jy sien hoe beter. Amen. Want wie is in jou? Die een wat in jou is groter as hy wat in die wêreld. Ons het nou net vanoggend gehoor dat met Maria het die engel gesê, sal daar enigiets onmoontlik vir God wees. Dan wil ek vir jou vra, as daar enigiets in jou lewe. Hy sê in sy woord sê hy, as jy hom jou begeerte maak, as jy hom, hy sê die Engelse Bybel sê delight yourself. Psalm 37, delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. Die Here begeer om vir elkeen van ons die begeertes van ons hart te gee. Moenie in die lewe jou so rondstamp en te kere gaan dat jy terugdeins nie. Gaan vir die begeertes van jou hart. Al is dit net om die duiwel te spyt. Okay, vir geen ander rede nie. Gaan vir die begeertes van jou hart. Die Here is vir jou. Hy is nie teen jou nie. Die Here wil hê jy moet die begeertes van jou hart kry. Amen. Maar hy sê delight yourself. Verheug, verbly jouself in die Here. En in sy woord, want hy en sy woord is een. Soos ek myself verheug in sy woord en ek mediteer in die woord, dan bring dit my 'n stap nader daaraan om die begeertes van my hart te kry. Want ek doen wat hy sê, soek allereerst die koninkryk en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So gedagtes van geregtigheid, 'n volmaakte stand met hom. Dis die tipe gedagtes wat ek moet koester. Ek koester my gedagtes van 'n volmaakte stand met hom. Daar's niks tussen my en hom nie. Ek het geen sweem van nodigheid vir vrees teenoor die Here nie. By die sondeval het Adam en Eva hulle weggesteek. Hoekom? Het ons enige rekord dat die Here ooit lelik was met hulle? Was hy ooit gemeen geweest met hulle? Nou, hoekom sal hulle wegsteek? Ja man, hoekom was hulle bang vir hom? Dis oor na wie hulle geluister het. Nie die realiteit was, daar het nog nooit iets sleg uit hom uitgevloei nie. En ons moet besop vir dieselfde trap, as ons iets verkeerd doen, om onsself te weer wegsteek van die een wat ons oplossing is. Plaas hardloop in hom. Jy kan hardloop na hom. Hy gaan jou nie slaan nie. Amen. Hy is daar om jou te vergewe. Hy is daar om jou lief te hê. Hy is jou redder, jou verlosser. Die een wat jou lief het meer as enigiemand anders. Jy hoef nie jouself toe te maak vir hom nie. Anders maak jy dieselfde as Adam en Eva. Hulle het geen rede gehad om hulle weg te kruip vir die Here. Dis oor na wie hulle geluister het. Beide die vyand en hulle eie veroordeling van hulle eie gees. Maar hy is nie die probleem nie, hy is die oplossing. Hy is die een na wie jy toe hardloop. 1 Petrus 2 vers 24. Het na Hebreërs, ook is Petrus. 1 Petrus 2, 24. Ek gaan hom in die King James vir ons sê. King James sê, who his own self. Luister mooi, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness. By whose stripes you are healed. Amen. Jy moet dit mediteer. Jy moet dit oor en oor. Bedink dit. Dit is so 'n intieme versie. Dit is maar een van die mees intieme versies in die Bybel. Who his own self bore your sin in his own body on the tree. He did it for you. Hy het dit vir jou gedoen. So kom ons, ek gaan afsluit nou met Romeine 10. Ek gaan net vir ons daai Filippense 3 versie gou lees hier uit die King James uit, wat julle hom net gegee het. Luister, dit klink Filippense 3 vers 13 en 14 in die King James. Brethren, I count myself to have apprehended but one thing, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Vergeet wat agter is. Trek uit na wat voor. Okay, Romeine 10. Broers, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So laat ons daaruit leer, dat ons onsself onderwerp. As jou gedagtes vir jou sê, maar ek voel nie geregtig nie, ek lyk nie geregtig nie, ek wonder of ek dalk nie geregtig is nie, wat moet jy doen?
Jy onderwerp daai gedagtes aan die woord van God. Die woord van God sê jy is geregtig. Deur sy bloed is jy geregtig. Amen. Jy onderwerp jou, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Dis 'n geskenk, want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mense wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Wat die geregtigheid wat die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê hierdie geregtigheid wat uit die geloof is? Dit sê, naby jou. Naby jou. Dis naby. Die oplossing is naby. Jesus is naby. Amen. Die krag van God wat jy nodig het om jou situasie te verander, is in sy woord. Hy het dit vir jou in sy woord gesit, maar dit gaan nie uit hierdie blaaie uitspring en iets doen nie. Dit moet uit hierdie blaaie uit eers in jou gees kom. Dit aktiveer, dis word activated. Okay, so jy moet dit in jou mond sit, in jou hart en kry dit mediteer, totdat dit deel van jou word. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond Jesus as Here bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Met die mond bely ons of spreek ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat aan hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here is tog Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Vers 17, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Mediteer die woord oor geregtigheid wat jy vanoggend gehoor het. Spreek dit. Praat met jouself. Kyk in die spieël. Kyk na jouself en sê, hey, hallo, jy is die geregtigheid van God in Jesus. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid van God in hom. Ek is sy geregtigheid, in Jesus naam. Maak dit vas elke dag, begin elke dag daarmee, maak dit vas, herinner jouself deur die dag, skryf dit op 'n kaartjie neer, vat van hierdie versie, skryf dit neer, mediteer dit, bou, werk, dan is jy besig om presies te doen, wat Jesus van gepraat het, hy sê, die wat my woorde hoor en dit doen, sal hy vergelyk met die man wat sy fondament op die rots sit. Hy grawe diep en hy bou op die woord. As die storm kom, die storm gaan kom. Hier kom storms, mense. Dis hier buite ons, dit is op pad. Die duiwel is in sy laaste doodsnikke. Ons sien dit rondom ons, dit is baie naby. Die wederkoms van Jesus is baie naby. En die vyand gaan nie stil sit, maar ons het 'n genade oor ons, soos wat geen generasie voor ons gehad. Ons kan in groter krag wandel as mense 100 jaar of 200 jaar terug. Ons het 'n genade oor ons wat die krag wat in ons vloei en deur ons vloei, van so 'n aard is, dat mense verstom sal staan. Ons gaan die duiwel se wind uitslaan. Hy gaan net daar lê en snik na sy asem. Maar jy gaan dit doen deur die koninkryk van God, wat bestaan uit geregtigheid, vrede, vreugde in die Heilige Gees. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die goedheid, dankie vir die kosbare woord. Vader, ek bid dat ons dit elkeen vasmaak aan die binnekant. Ons is u geregtigheid. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Ons behoort aan u. Ons is kinders van God. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen.